Prys die Here. Geliefdes, goeiemôre. Ek wil u begroet in die naam van die Here. Halleluja. Aan die pastore wat hier is, evangeliste, ouderlinge, diakens, broers en susters. Ek groet julle in die mooie naam van Jesus. Ek wil graag begin met die toewyding, maar ek dink ons moet oorgaan na die insalwingsproses en die aanstelling doen van die evangelis van die kerk van God van Profesie hier in Warrington. Ek voel geëerd vanmôre. Ek voel baie klein, maar is my voorreg vanmôre wat die Here ons gegee het om vanmôre in hierdie gemeente 'n evangelis op die been te bring. Ek wil saam met julle lees, ek wil net met die Bybel oopmaak in 1 Timoteus 3, waar ons gaan lees die verantwoordelikheid op die pligte van iemand wat op die pad gesit word. Dis nie baie maklik nie, dis nie eenvoudig nie. Dis 'n baie harde saak. 1 Timoteus 3 vers 1. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na opsieners aan verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nigter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen fyngewoonsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, die een wat sy eie huisgoed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwant word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die skrik van die strik van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen fyngewoonsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nigter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders in eie huise regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou toe te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van die Here. Wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid, en oneenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele en verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Terwyl ons kandidaat na vore kom, wil ek graag hê ons moet daardie lied sing. U stap met my deur die vallei. U is die God wat alles ken.
Prys die naam van die Here. Die Here seën. Jesus. He is before, but let's He is before. He is En bersama met u lees in Mattheus 28 vers 19 en 20. Vanmorgen sit, soos ons genoem het en geken het, Sister Esther Johannes voor die gemeente. En hierdie raad en gemeente het dit goed geag, maar vanmorgen naar die Here toe te bring. En dan vanmorgen te salf in te huldig as die evangelis van die kerk van God van profesie hier in Warrington. Ek wil dan vanmorgen uitstuur met hierdie opdrag in Mattheus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader
en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle gebeveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En vervul sodoende jou bediening. Is die God. Is die God. Is die God. Yes, before. Yes, before. Yes, Samuel 16. Daarna sê die Here aan Samuel: hoe lang sal jy treur oor Saul terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na die huis van Isaai, die Betlemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra: hoe kan ek gaan as Saul dit hoor? Sal hy my doodmaak? Toe sê die Here: neem 'n jong koei met jou saam en sê: ek kom om aan die Here te offer. Nooi Isaai dan na die offermaaltyd en ek sal jou bekend maak wat jy moet doen. En jy moet die een vir myself wat ek vir jou sal noem. En Samuel het gedoen wat die Here gespreek het. En toe hy by die Betlemiet aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoet gegaan en gevra: is u koms in vrede? En hy sê: vrede. Ek kom om aan die Here te offer. Heilig julle en kom
aan die offermaaltyd. En hy het Isaia en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi. Toe hulle inkom het hy Eliab sien, dink hy gewis, hier staan voor my die Here se gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms nie en sy hoë gestalte nie, want hy ag hom gering. Want nie wat die mens sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Toe roep Isaia Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Verder het Isaia Samuel laat verbygaan. Maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. So het Isaia dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan. Maar Samuel het aan Isaia gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isaia gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel vir Isaia, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom dan kom. En hy was rooierig, met mooi oor en 'n mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid gevaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Ek wil die hoofouderling vra om saam met my te kom staan. Die hoofouderling suster kan ook en my vrou kan saam met my kom staan. Pastoor, u kan ook saam met my kom staan. Ons gaan nou vanmorgen na die Here toe toe. Samuel van Saul vertaal. O Samuel, Saul vertaal. Ek wil die kerk vra om hulle voete te staan. Samuel, Samuel, Samuel,
Vanmorgen is het onze voorrecht om voor Esther in te salven. In de naam van die Vader. In de naam van die Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Gaan. En doe je werk van de evangelist. Elke macht. Elke plag, elke ziekte, die hebben ons vanmorgen gevangen in de naam van Jezus. En ik zal jou vanmorgen, als je evangelist van die bedienen, in de naam van die Vader, te zien. Heere, dat u samen met ons zal wees. Dank u dat u er zal leiden. Van oorwinning tot oorwinning. Van kracht tot kracht. Van sterkte tot sterkte. Ik raak jullie stembanden van haar vanmorgen aan. Als een evangelist hier moet zij uitgaan als een uitspreker. Die wereld zijn, zo zijn die hier van die leerskaren. Dank je, Jezus. Dank je. Zielen moet gered worden onder haar boodschap. Duivels moet uitgedreven worden. Ziektes moet gezond worden. In de naam van Jezus. Heer, met die opdracht doe ik haar vanmorgen. En maak de discipels in de naam van die Vader. Beginnen de Heilige Geest. Roepen en leren. Dat de Heer van hulle verwacht. In Jezus' naam. Dank de Heer daarvoor. We glorify your holy name. We bow before your we
We glorify our Lord. We glorify. Die oudste seun is nou nie, maar die kleinste seun is hier. Kom nou op die voet. Kom ons gee vir haar 'n pragtige handeklap. Ek wil graag hê haar kleinste seun moet hierdie preek aan haar oorhandig. En sommer vir sy ma 'n lekker drukkie gee. Welkom as evangelis. Ek wil hê jy moet vinnig kom, net handig, vinnig. Want ek nog kinders in seën in lidmaatskap het. Ek wil hê jy moet vinnig kom. Die Here seën. We are the church of God. Al die moeders vra wat vanmorgen kinders gebring het om ingeseën te word, kom vir my vinnig vorentoe. Almal wat met kinders inseën vanmorgen, kom vir my vorentoe. Praise the Lord. Praise the Lord. Kom, denk je, kom staan van de Israël. Waar is die hoofdouderling? Die hoofdouderling?
Bring hulle in. Ja, bring die kindertjies. Ja, Jesus. Ja, van hulle, jy kan ook nog maar hier voorkom staan. Prys die Here. En wil elke een van julle moet by jou babietjie staan, of by jou kind staan. Ek wil graag so baie gepraat het vanmorgen. Maar ek gaan maar nie praat nie, want die tyd het al ver gevorder, maar ek wil graag gepraat het. Kom ek lees eers die skrif. Markus 10 vers 13. Jesus sien die kindertjies. En hy het kindertjies na hom gebring dat hy hulle kon aanraak. En die disciples het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwalijk geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Voorwaar ek sê vir julle, elke een wat die koninkryk van God nie voor sy kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hier kom die afdeling van die inseëning op die toewyding. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle geleg en hulle geseën. Nou ek weet, daar is ander kerke wat kinders doop. Daar is ander kerke pas dit dat nie wat kinders doop. Nou, ek het nie vir jy gelees van doop van kinders. Ek het vir jy gelees die formulier of die manier hoe dat jy kind na die Here toe bring. Luister gou hierdie gedagte. Hanna bid eendag 'n gebed voor die Here. Treurige gebed. 'n gebed wat uit 'n hart uitkom wat diep bedroef en bewoog is. Jy voel 'n mens wat in jou hart moeg is vir 'n sekere ding. Jy voel moedeloos. Jy voel jy's nutteloos. Jy voel jy's waardeloos. Hier is 'n vrou wat kinders in die lewe bring. Wat elke dag na hierdie vrou kyk en haar terg en haar slegte woorde sê. Maar een môre, toe staan hierdie vrou op, hartseer. Daarom wil die Here God die vrou se trane sien. Toe die Here God vanmôre, hy môre Hanna se trane sien, stap sy na die tempel, diep bewoog, diep hartseer, en sy bid hierdie gebed en sy sê, Here, as U my 'n kind gee. Luister hierso, 'n mannetjie kind. Ek beloof U vanmôre, as hy op 'n sekere opgeskoolte ouderdom kom, dan vat ek hom, dan bring ek hom vir U terug. En weet jy, hierdie seun, daarom toe hierdie seun in die huis van die Here gebring word, en hy kom bly by die priester, soos beloof was, soos die Here haar geseën het. Toe as hierdie seun aan die einde van die dag
van die dag, die persoon wat gebruik word om vir Eli bewus te maak dat die Here nie tevrede is met die hele omstandighede rondom hom. Baie kere dat bid ons, of dat ons bid nie, ons begeer, ons verlang. Kom ek sê vir u vanmôre. Ek weet ons het in die ou tyd al gehoor, dis 'n speelkind. Met ander woorde, dan sê die ma vir jou, ek wil nie hierdie keer nou gehad het nie, maar nou is hy nou hier. Is 'n speelkind. God werk nie met speelkinders nie. As die Here God jou moederskoot seën, dan seën hy jou. Nou ons is geneig om hierdie kinders na die Here toe te bring. As ons hoor, as sê ons nee, ek wil ook my kind laat inseën, maar ek wil nie hou by die verantwoordelikhede rondom hierdie kind se grootmaak. Ek sê altyd, ek sien ook die kinders in wat, as hy daar die dokter se tafel verby gaan, en hy hoort hy lekker musiek, en hy begin sy toontjie roer, dan sê jy, maar dis mama se oulike kind. Ek sien nie sulke kinders nie. Jy stuur hom na plekke toe waar hy nie gestuur moet word. Sondagmôre as die kind by sondagskool toe kom, dan stuur jy hom eers, loop haal vir my 'n pakkie aardappels daar by die winkel. Maar jy weet 'n sondagskool tyd. Jy kom nie toe belofte. Hanna het haar belofte nagekom. Toe Samuel groot word, toe bring sy hom na die priester toe. Jy sien hierdie kind vanmôre in. As jy klaar ingeseën het, die Here seën hom, dan wil jy hom na die dreigas toe vat, laat hom loop byntjies aansit. Want iemand het nou met jou kom sê, nee, jou kind is getoer. Hier is hulle, maar hoe jou kinders met bande groot geword. Bring hom na die Here toe en vat die Here op sy woord. Want as jy vanmôre die ma is of jy die pa is, en jy vat buite raad die buitekant, as die mense vir jou sê, gaan koop wat seker in Mokubiso, en Kubisa die kind van 1, 2, 3, 4, 5. Kom ek sê vir jou, dan gaan hierdie inseëning vanmôre nie werk nie. Dan kan jy maar terugdraai met jou kind. Dan gaan kyk jy maar van die Mokubiso, wat hom sal help. Maar as jy vanmôre na die Here toe bring, as hy kan hy oggend tot hy aand nie lekker voel nie, maar Wolf, dan sê jy soos Hanna van ouds, Here, maar ek het hom van u af gebid. En toe u hom vir my gegee, Here, toe vat ek hom na die huis van die Here toe. Laat hy ingeseën word. En kom ek sê vir jou die geheim, weet jy, hierdie kinders sal so ingeseën word, Wolf. Hierdie kinders het ook bitter gevaar. As hulle groot word, hierdie kinders het jou lelik iets pak. Die arme seun wat ons nou vanmôre hier kom uitspreek, oor hierdie kind. Ek sê vir jou, as hy groot word, dan vergeet hy was eendag soos 'n babietjie na die huis van die Here toe gebring. Die ander van hulle word glad bang, hy wil ook nie kerk toe kom nie. Hy vergeet waar sy loopbaan begin. En as jy dit nou vir die kinders in op Sasa maak, bring op die kerk se shelf. Is mos waar, pastoor. Bring die kerk se geld. Bring die kind se deel. Laat hy kan. Weet jy hoekom jy is 'n kind so ongelukkig? Want jy net die kind se Sasa trek, hart op die klaar verkeerd, jy eet hom sommer klaar. Jy dink jy moet vir die Here alles te R10 gee. Here mense, ek het nou vir julle die lewe so maklik gemaak. Ek sê vir julle, bring net R10. Goed hy, net R10. As jy is 'n 10de deel nie. Ek sê bring net R10. Want ek loop brand in die hel eendag, sê die Here vir my, jy het my wet verander. Maar ek wil vir jou die lewe so vergemaklik. Want ek wil hê jy moet daarom iets gee, dat hy kan net geseën kan word. Bring die R10.
kerk toe. As jy hom kerk toe bring, die geld word ingesit, dan sê jy ook, hoe dat jou kind voorspoedig word in die lewe. Die mense vraag jou nader aan, wat gee jy die kind? Is die blessing van die Here oor sy lewe. Moenie die kind se seëning van die Here afberoof nie. Ons gaan hierdie kinders vanmôre na die Here toe bring. Ons gaan hulle nie met water doop nie. Ons gaan hulle nie met olie doop nie. Maar ons gaan doen wat die skrif van ons verwag. Jehovah is your name. Jehovah is your name. En wanneer die hoofordeling moet vir my 'n kind vat, evangelis vat vir my 'n kind, evangelis vat vir my 'n kind. Is daar nog leiers wat ons kan help? Is daar nog leiers? En wil ek vanmôre op 'n heel ander manier doen. Kom pastoor. Prys die Here. Kom ou die Welbag. Hoeveel kinders is nog daar? Okay. Dankie pastoor. Alles reg. Dankie pastoor. Dankie. Elkeen 'n kind. Tel hom op. As the world look upon us, as we struggle alone, they say we have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing. I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Ek wil die leierskap vra, soos wat die Bybel sê, om die kinders te omhels. Ek leer u vanmôre as ek hier daarna is. Hier is nog 'n babatjie, daar kort nog 'n leier. Kom pastoor. I know I'm not wealthy. My clothes are not new. I have not much money, but Lord, I have you in my heart. I'm rejoicing. I wish
your blessing. Oh. In die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. In die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. God van Abraham, Isaac en Jacob, Voorbeerder van hemel en aarde, U wat is, U wat was, en tot in alle ewigheid daar sal wees. Dankie Here, toe die disciples hierdie kinders afkeer terwyl hulle na U toe gebring word, het U gesê, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Here, ek seën hulle vanmôre weer eens in. Volgens hulle se name, Here, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, dat hulle vanmôre ingeseën sal wees, dat geen mag van die duiwel, geen plag van die bose, hierdie kinders se lewe sal aanraak. Seën hulle, Here, van hierdie dag af, dat hulle vanmôre die litteken van U vanmôre sal dra. En die duiwel sal sien en sal weet dat hulle teenoor U dat U toe gebring is. In die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Hier is die ouers wat hierdie kinders moet grootmaak. Ek wil bid, Here, dat U hulle ook sal seën. Help hulle, Here, om hierdie kinders groot te maak soos U van hulle sal verwag. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Waar is die sekretaris? Dat is vandaag geteken word. Sing vir ons aanbiddingslied so lang. En we vragen iemand net zo draaien, kijk net naar die gemeente toe. Dan wil ik die mensen vragen met die iPhone zo net gewoon een foto van mij te vangen. Sta ik hier terug achter toe? Sta ik terug achter toe? Sta ik terug? Hou voor mijn reiscertificaat net zo naar de kerk toe is. Waar zijn mensen met die iPhones? Prijs de Heer. Ik zoek een foto. Glory. Ik wil ook hier komen staan. Dank u, prijs de Heer. De Heer seën, u kan maar gaan zitten. Ja, ik kruis, kom ik voor je. Ja, ik kom. Ik kan niet meer.
Praise the Lord. Ons sê vir die Here dankie. Ek sê vanoggend vir my vrou, Broer Wolf, ek hou my baie jong hierdie paar dae. Ek het nie die krag wat ek gehad het, broedie, om so klomp goed op een tyd te doen. Praise die Here, as jy so baie goed moet doen, dan moet jy jong man wees. Dat jou stamina nog kan hou, praise die Here. Maar ek kan sien ek is klaar moeg. Halleluja. Maar ons is by die laaste afdeling, ons gaan die lidmaatskap doen. As daar van u is wat met lidmaatskap kon doen, kom vir my vorentoe. Die Here gaan vir u seën, lidmaatskap. U wat met lidmaatskap kon doen, kom vir my vorentoe. Sonder het my Kan ons elkeen van hulle 'n Bybel gee? Kan ons vir hulle elkeen 'n Bybel gee? Hallo aan die jou sak in kind. Praise die Here. That Jesus precious on the cross, where he bled on the wonderful church, the church of God, finally defeated. Oh, the room, he was there, his power, oh, the church. Jesus precious on the cross, where he bled on the mount, on the wonderful church, the church of God, followed in the feet. Its power when Jesus said, to Simon Peter, upon this rock I put my trust, I put my trust.
Sister Shady, staan voor mij achter mij, sister. Jy het mos lidmaatskap doen. Staan mij achter mij, sister. Evangelist, kom staan voor mij achter. Hoofouderling, kom staan voor mij. Mijn schoonpa, mijn pa, kom staan voor mij achter, bro Brown, bro Wolf. Bro Wolf. Ons is bij die lidmaatskap. En de kerk van God van profetie. Nou, hier is een van die kerken wat voor elke ding is daar een procedure. Weet je, ja, is met een klomp goed in die kerk. Oké? Baie goed. Elke ding moet je door een zekere regulatie of een leerstelling van. Daarom, jullie wat nog een pastoren worden. Jullie moet nou kijken, is baie werk, is niet zo eenvoudig. Is werk. Maar ons is vir die Here bly om hierdie dierbares na die Here toe te bring. Nou hierdie kind wat hier staan is 'n profesie kind, sy word in die kerk groot. Hulle het nie vandag, hulle is so groot, maar hulle weet, hulle was nog klein. Toe hulle hierdie aanval. As ek wil nie oud word, sien jy? As nou wil nie oud word, nie. Maar vanmorgen is het my voorrecht om aan die lidmaatskap van die kerk te laten doen. Maar Wolf, Papa Wolf, hier wil ek nie eens praat die dierbaar is. In de oude jaren, weet jy, toen ek nog, pastoor, toen ek nog, bitterlijk jong, ek weet nie met wie kan ek mee vergelijken. Ek was ek so Tyrese lichaam gehad. Nee broer Wolf, net een toe draag so maroon baie. Die ken mos die. Wie is die ken, daar zijn marones. Toe sy die, toe sy bloedjong evangelist, toe vat ek die kansen. Kijk, nou sê ek nou nog een bykie, ek is baie sag. Maar die week, die toe hardloop ons die waar, baie lekker sag. Toe sy ek bloedjong evangelist. Toe ontmoet ek hierdie man van die Here. As 'n musikant soos julle hom so sien. Toe trek hy snaar die jare na die duiwelskap. En toe gebeur dit dat hy Warrenville verlaat. En die dag toe gaan begrawe ek dink en ek moet sê een van sy kinders. Nadat hulle my nou opgetrek het, ek is nou 'n pastoor. Ek is nou 'n bietjie 'n groot man, my kop het ook nog groot geraak. En toe gaan begrawe een van sy kinders en ek moet sê. En toen verloor ons een beetje contact met elkaar. Maar ik heb nooit naar een andere kerk toe gegaan. Weet jullie mensen, als een mens kerk trots is. Gerard Nicholas Show zei altijd goedheid en gunst zal mij volgen. Al die dagen van mijn leven. Hij heeft nooit naar een andere kerk toe gegaan. Hij heeft gezet en wacht. Hij zegt dat hierdie pastoor sal gesterwe, want die pastoor kom ook nie uit. Maar die Bijbel sê wat ons bedink is die Godse gedagte. Maar het ons geweet dat eendag sal ons paie weer iewers kros. En die Here maak het moontlik dat hy weer terugkom Warrenville toe. En toe hier Warrenville kom, toe snuffel hy rond, toe sê hy, waar is die jong mannetjie wat ek ken? Ek soek die Johannes. En toe kry hy vir Johannes, en toe sê hy, hier is hy. Ek soek my kerk, soos die mense ons altyd sê. Soos die ou mense sal die niks gemaakt het as hy gepraat het van sy kerk. Elke mens is trots op hoe bediening. En een mens moet trots is op hoe bediening. Maak die saak, jy moet trots wees op hoe bediening. En vanmorgen is ek bevoorrecht om sy lidmaatskap te doen in hierdie kerk van God van profesie dat sy vrou wat langs op staan. Kan amper sê by die skoondochter. Wat hy aan my kom voorgestel. Ja, as my vrous wil ek nie praat nie.
En hierdie hele Diamantveld distrik, ek het kinders grootgemaak. En hier is een van hulle. Weet jy so waarom is net Dena hier en Dena daar en Dena door en Dena hierdie kant. My kinders het al vir my gevra, my pa, maar hoekom het jy so klomp kinders? Weet nou nie wat gebeur gister toe ek by die vergadering kom. Dit was nie toe 'n probleem vir my vrou. Die een vat my hand hierdie kant, die ander een vat my hand hierdie kant. As hulle my kon opgetel het, sal hulle my opgetel het. Almal wil iets met my gesels. Maar ek is bly dat jy vanmôre saam met ons is. Ek weet nie wat met jy hier maak vanmôre nie. Ek is bly dat jy vanmôre saam met ons is. Hy is eintlik oorspronklik van Bankie Wes, maar hy het gevoel hy wil sy lidmaatskap oordra aan die Kerk van God van Profesie hier in Warrenveld. Kom ons gee hom 'n pragtige hand. Ek gaan nou lidmaatskap doen, maar vanmôre wil ek eers 'n bietjie roskam maak. Ja. Ek het 2 weke terug het ons 'n vergadering gehad. Toe sit ons Nebroebol. Toe skuif ons 'n bietjie die stoele reg. Tafels reg. En toe maak ons so 'n groot trommel wat ons hier na die kerk toe wil bring. Toe sit ons 'n wet neer. Hier in die bediening. Pastoor, ek het my na lelike ding gesit. Toe sê ek vir die mense, julle moenie tiendes betaal nie. Weet jy? Ek het vir die mense gesê, hulle moenie tiendes betaal nie. Maar ek het vir hulle gesê, hulle moenie op koffie drink met my naam nie, want hulle gaan my in die moeilikheid sit. Ek het laas op brief gevra, vra julle weer vanmôre. Evangelis Abrams, ek gaan nou jou lidmaatskap doen. Maar ek soek nou R200 elke maand. Tesourier soek nou R200. Broer Wolf, Suster Wolf, tesourier soek nou R100. My babietjie, tesourier soek nou R20. Elke maand. Stem julle saam met my? Kom ons gee vir hulle 'n pragtige hande klap. Sit jou regterhand op die Bybel. Ek gaan hier lees, gee my regterhand. Ek gaan hier lees. En as ek klaar gelees het, dan gaan julle vir my eendragtig hardop sê. Ja. Ek soek net die ja woord en niks anders sê. Hierdie prominente lering van die kerk bevat nie 'n geloofsverklaring of algehele geloofsbelijdenis nie. Want die Kerk van God van Profesie aanvaar die hele Bybel as die geïnspireerde woord van God met die volgende verbond. Beloof u plegtig in die teenwoordigheid van God en hierdie getuienis, die gemeente teenwoordig, dat u hierdie Bybel as Gods woord aanvaar, die leringe regsnys sal glo en beoefen en toepas, met die Nuwe Testament as u riglyn vir die geloof, beoefening en dissipline, en die laaste gedeelte sê, en in die lig sal wandel na die beste van u vermoë en kennis. Wat sê u vir my? Wat sê u vir my? Hulle beloof vanmôre dat hulle sal wandel in die lig na die beste van hulle vermoë en kennis. En hiermee wil ek hulle dan amptelik bevestig as lidmate, volwaardige verbondslidmate in die Kerk van God van Profesie Warrenton, Suid-Afrika Wes. Kom ons gee vir hulle 'n pragtige hand. Ek kan hoor my heiland roep my. Vader, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vanmôre bevestig haar in die Kerk van God van Profesie as 'n volwaardige lidmaat. Seën haar vanmôre in Jesus naam.
Vader, is mijn moeder vanmorgen. Zij is vanmorgen bevestigd als een volwaardige lidmaat. En ik denk van God van profetie. Zie haar vanmorgen. In Jezus' naam. Vader, is mijn broeder. Verborgen bevestigd van vanmorgen. Als een volwaardige lidmaat in de naam van die Vader. Zie de Heilige Geest en de kerk van God. Van profetie vanmorgen. In Jezus' naam. Vader, is evangelist Abrams. En bevestig van vanmorgen als een volwaardige lidmaat. En de kerk van God van profetie. Zie hem vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. En je ziet aan die wat Waar is die mensen met de iPhones? Hier mijn vrouw, sta op, sta niet zo. En wanneer ze tekenen, dan moet je een foto van. En de mensen zien het op vastgetekend. Halleluja. Jesus. Kom ons hier hier so prachtige prijs. It's good to be here. It's nice to be here. Here ek praat ook oor Engels. Prijs sy naam. Ons is amper na by die einde van hierdie diens, prys sy naam. Ons is mos nog bless. Ons is geseën. Ek wil net iemand vir my 'n stoel na vore bring. Bring my 'n stoel vir die na vore. Halleluja, dan bring ons die tiendes, dan bring ons die offer, dan bring ons die bountiful, dit wat jy het, bring dit vanmorgen. Geef jy dood? Ons kom van ver. Als jy op die troon kom, dan bring ons alles wat jy het. Kom die Heer met ons diep. Die Heer is Ons kom van ver. Ons kom van ver. Kom die Heer met ons. Thank you.
sa kalitid niya. Realize ko na Jesus. Kumusta di ba sa kusmauli ang kaliantay kiyam? Onze kindertjes voor de laatste examen. Ja, ma. En dat werd zo goed. Dat militair kan voor de hele examen kunnen Dat is maar. en weer op die geslaagd. Ay, man. Ay. Ora is het van u, maar nu wil ik niet dat u Nagtiro. het doet het maar. Want het militair kan worden Okay. en dan wil ik weer voor die keer zien. Kom als een losse dieren met die als ik er deed, en voor u zegt, wat die keer en zet het op die tafel. Ik zit daar tussen mij op die tafel. En die echt van je. Die dochter die van je dat geslapen heeft. Kom en ze kon zien je feestdagen. En die hele wonderen. Je kunt ze scherden wat je en kom er niet toe was verkeerde. En ik heb weer niet klaar moeten maken. Ik zit net te rekkie. Hier staan weer elkaar. Jee. Wat net zo groot passen. Vlees, aardappels, alles wat los is van. Kom als los is die Heer met jou praat. En hij zegt al jouw laatste cent is. Dan wil je ons is vrijgemaakt. Enige ding wat je moet zoeken, dat je krijgt. Wees maar net eerlijk is. Moet je er die bekeerd worden, vrolijke je nooit op. Ik ontvang de eerste dag en het zevende keer weer, waar je dankie. En dat is het wat je hoort. Dat is je kan uit je ook als een keer. Zondag voor je van mag op het zin is.
net zo'n bietjie, maar nie waar nie, ek is boek, ek gaan nie baie lank praat. Ek is baie boek. Volgende week Sondag is dit verslagdiens. Ons het verslag gepraat in die vergadering. Is volgende week Sondag verslagdiens. As u nog geen koevert het nie, kom kry 'n koevert by die tesourier, by die liewe tesourier, kom vorentoe met evangelis. Secretary, basissecretary, kom staan by my. Dit is nie aangestel as tesourier van die kerk. Soos evangelis, ons gaan gewoon raak om te sê evangelis. Evangelis Johannes, kom ons gee vir haar 'n pragtige hand. So, jy kan mos sien ek het 'n bloeddrop tesourier aangestel. En wanneer as dit Sasa is, dan moet jy tussen die huise voor lek. As dit lek, dat raak die zwaar, ek wil maar bicycle ook rijden, dan moet jy bicycle rijden. Of jy met sommige oude is 'n bicycle op aan. Dan moet jy niet tussen die dierbare zijn. So, volgende week, Sondag gaan hulle verslagdiens hê. Ek kry ver by die tesourier. Die sekretaris het 'n spreadsheet, hy het die spreadsheet saamgebring. Sy moet dit nog kry. Daar's 'n spreadsheet wat ons gaan invul, ons het gesê ons gaan elke maand, soos jy betaal, gaan ons jou naam op die spreadsheet sit. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, June, tot die jaar klaar. Al die papas het ons gesê is R200 elke maand. Ek sê weer, vir my nie gaan 10% gesê jy moet nie 10 betaal. Bring net so R200. Al die papas is R200. As ek praat van al die papas, ek is ook ingesluit. Ek is ook ingesluit. Ek is ook 'n papa, as dit nie waar nie. So ons bring al die papas, ons bring R200 kerk toe. Al die mamas is R100. Al die jeug is R20. Die sondagskool is R10. Amen. So maak die geld ons by mekaar, as was nou Sasa. As net ons wat die 15de pay wat sy geld sal laat wees. Maar vir die Sasa mense, jy kan nie laat wees. Net ek eintlik die kerk wat die 15de pay, daar is niemand anders wat die 15de pay nie. Ek. So net my geld wat moet laat wees. Verstaan ons die bares? So bring die koeverte volgende week Sondag kerk toe. Die secretary sal die wees om vir u op die spreadsheet te sit. Hulle sal vir u onmiddellike kwitansie uitreik sodra u geld gaan betaal het. Maar wat? Maar wat gepraat? Ja, dat was die nana gestaan zo. Hoe vast is die muziek? Het sy ry twee kinders is 'n naam en sy van ons het hom gevra. Nou die dag wat sy daar gewees het. Sy het wat gebeur. Oh. Dat as ons twee seuns daar aan die en hulle loop ons nog nie kerkie nou. Ja. Moet ons wel hoeveel gaan ons hulle betaal? Hy twee. Hulle werk nie. Nee pa. Dat is R20. Okay. Dat is R20 vir elkeen van hulle. Ja. So dis die storie dierbares, né? So bring die koevert volgende week asseblief kerk toe. Ons wil nie agter jou aangaan nie, want ons gaan met die polisbakkie kom. Dan ek jou huis toe om die kerk se geld te kom aan. Amen. Baie dankie vir julle twee se harde werk wat julle doen. Vir die tyd ek waardeer dit, mag die Here julle seën. En dankie Elsie vir die jeug. Die jong mense, asseblief. Maar nou net 'n singende jeug is as dit Sondagmôre hier gesing word. Kom nou Vrydag op. Die jong mense elke Vrydag het hulle 5 uur het hulle 'n program hier by die kerk. Elke Vrydag middag 5 uur kom die jeug by die kerk by mekaar. Die gemeente, asseblief, ons het gesê ons kom elke Woensdag aan 6 uur hier by die kerk by mekaar. Asseblief dierbares, elke Woensdag 5 uur het ons 'n bid hier by die kerk. Kom dat ons opkom. 6 uur, want ek kan nog eers China kom rus. 6 uur kom ons hier by die kerk by mekaar. Ons het 2 weke terug het ons 'n wonderlike tyd gehad. Die Here het ons geseën by Woensdag. So moenie uitmis nie. Kom nou Woensdag en kom bid saam met ons. Is maar net 'n uur, net dat ons hier by mekaar is. Van 6 uur tot 7 uur, dan is alles oor in ons huis toe. Is jy met my die bares? Die ander ding is, hou net by hierdie boodskappapier so. Die ander ding is, ons is verskriklik geroskamp gister by die vergadering. Bishop Botha sê is moeg om gemeente tiendes te kry en daar is 'n verslag ingevul. So, die sekretaris is in 'n groot probleem. Hierdie verslag moet elke man ingevul word en volledig ingevul word. Verstaan ons die baas? Bishop Botha het spesifiek punt 10 gelees wat sê, het die pastoor enige bystand hierdie maand ontvang, ja of nee? En as jy nog 'n pastoor R100 gee,
Dat beteken dat een 10 rand van die 100 rand is een tiende wat hier ingesteek moet word, wat moet hoofdkantoor toe gaan. Verstaan ons dierbaars? So, hierdie verslag moet nou elke maand ingevul word, dan moet 'n foto van dit gevat word, dit moet ge-e-mail word, of ge-WhatsApp word, na Bishop Botha toe, of na Pastoor Benny toe, waar die huidige sekretaris is nasionaal van die Kerk van God van Profesie. Ek gaan hierdie hele verslag vir die sekretaris gee. Hier is al die konferensieverslag. Jy weet ons elke jaar het ons 'n jaarlikse konferensieverslag wat ons invul. Daar's ook geheel gister met die vergadering, daar's kerke wat leë verslae insit. Verslag word nie ingevul nie. Verlede jaar het ons 50 gemeentes by die konferensie gehad, maar 20 gemeentes se verslae was in. Dis pateties dierbaars. Dis baie pateties. Suid-Afrika Wes alleen het 90 gemeentes. Suid-Afrika Wes alleen. So, gister het ons goed gehoor wat ons nie moes gehoor het nie. Nou moet jy vir jouself vra, toe ek daar sit, jy mag hulle